Goeiemôre en weer eens baie welkom saam met ons en ja, is lekker die week saam gepraat oor die voorbereiding van Pinkster, Hemelvaart en Jesus. So opgewondenheid om vir sy disippels te sê, die Vader het 'n belofte vir julle. Ek wil weer daaroor praat want ons moet daai opgewondenheid verstaan van Jesus. Daar's iets van, ek gaan opvaar na die Vader toe en die Vader gaan vir julle 'n belofte gee. Hoor wat sê hy? Johannes 14:25. Nou, ek lees elke oggend nog ander versies, net om vir jou te sê, dit staan oral. Johannes 14, 15, 16, kan ek dit soveel verse vir jou aanhaal. Dit staan in Handelinge 1 tot 4, vanaf 1 tot 4, oor en oor. Dit staan met Lukas 24, oor en oor, hoor net hierheen. En ek sê nou al lank vir julle, terwyl ek nog by julle is, en wanneer die Raadgewer, die Heilige Gees, kom wat die Vader in my naam sal stuur, sal hy julle in alle opsigte onderrig en julle ook herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Daai woorde, sal die Heilige Gees kom wat die Vader in my naam sal stuur. En ek het dit nou al heel week sê, mens, hier is nie outomaties nie. Kan ek sê, dis 'n groot moment, dis 'n groot happening, dis 'n groot event vir Jesus, die Vader en die Heilige Gees. En dis wat Jesus probeer doen en sê vir sy disippels. Jesus probeer vir hulle sê, mens, hier's 'n groot ding. Hierdie is iets specials. Dis nie cheap nie. En ekskuus as ek hierdie woorde gebruik soos oor die godheid praat, maar kan ek sê party mense beskou dit so. Party mense vat dit maar net as godsdiens, religion. Dis maar net God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En jy weet, Casper the Friendly Ghost. En ja, party mense is mos daai weird happy clappies en weet daai geesmense en ons praat so daaroor asof ons nie verstaan nie. Jesus was opgewonde. Hy gaan die Vader vra vir hierdie belofte. Johannes die Doper sê 3 jaar voor hierdie al, ek gaan julle met water doop, maar hy wat na my kom is Jesus en hy gaan julle met die Heilige Gees doop. So Johannes verstaan al 3 jaar vroeër dat daar kom 'n event, 'n happening, 'n moment waar die Seun van die mens, Jesus, die Vader gaan vra. En hy gaan julle met die Heilige Gees doop. En Jesus sê in Jerusalem op een van sy trips sê hy, julle dors na water, maar daar gaan strome van lewende water uit julle binneste uitborrel en vloei en kragtig deur julle werk. Dit was hierdie oomblik waarvan Jesus praat. So sy hele aardse bediening was ja kruis, ja opstanding, ja hemelvaart. Maar nou is hy by hierdie moment van, nou gaan ek die Vader vra. En hy gaan die Gees vir julle gee. En ek, die Vader en die Heilige Gees, gaan deur die lewe, die werking van die Gees, gaan vir ewig binne in julle bly. En julle leer, julle herinner, julle krag gee, julle doop, julle vul, julle lewens omkeer, alles binne in julle verander met die inwonende krag van 'n stroom van die Heilige Gees. It's powerful. En Jesus sê, is nie 'n speelding nie, dis nie 'n Casper the Friendly Ghost stories nie. Hierdie gaan die geskiedenis van die mensdom verander en dit het. En ek en jy moet op dieselfde page kom, mens. Ons moet op dieselfde page kom as Jesus. As ons praat oor die Heilige Gees, die belofte wat hy die Vader gaan vra om vir ons te gee. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, in my eenvoudigheid bid ek, smeek ek, mag ek verstaan hoe groot is hierdie belofte? Hoe groot is die opgewondenheid? Hoe groot is die impak as ons sê ek word gedoop, ek word vervul met die inwoning van die krag van God in my lewe. Dankie daarvoor, Here. Ons vat dit nie ligtelik nie, ons berei voor nie ligtelik nie, ons bid, ons vas vir volgende week, ons wil soos die disippels 10 dae wag van hemelvaart af vir die uitstorting van die Gees op mense, kinders, ou mense, hy het beloof, mans, vroue, slawe, almal kan hierdie belofte ontvang. En ons is reg, ons is gereed, ons is opgewonde. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.